gewoonlik weekliks by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk, maar vandag doen ons dit so 'n bietjie anders. Ons het kom indoor by Dorendraai Vriesperd Stoet en ek gesels vandag met een van die direkteure van die dierehospitaal, Reino, oor perdereproduksie. Reino, baie dankie dat ons nou vandag hier kan kuier. Baie dankie Elsa, dit is 'n groot voorreg om julle hier so te hê in die produksiespan. Dit is regtig een van my gunsteling stoeterye en dit is 'n voorreg om julle hier te hê. Reino, ek het nou verwys na die feit dat jy 'n direkteur is, maar vertel ons net so 'n bietjie van die ontstaan van die dierehospitaal en wat presies jou rol behels. Elsa, so ons het Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk begin in 2021 en ons het tans 14 permanente veeartse wat by ons werksaam is, waaronder daar 3 spesialiste is, Dr. Hermine Viljoen, sy is ons spesialis chirurg. Julle het al in vorige episodes lekker met haar gesels en dan het ons ook vir Dr. Paul Meller, hy is 'n internasionaal erkende medisyne spesialis en dan het ons ook vir Dr. Ulrike Kafka, sy is 'n spesialis radioloog. Die res van ons GP veeartse is almal buitengewoon goeie geneeskundiges waarop ons ongelooflik trots is. Ons het ook 'n uitstekende span veterinêre verpleegsters en veterinêre tegnikuste, waarsonder die hospitaal nie vir 'n dag optimaal sal kan funksioneer nie. Ek is self 'n veterinêre tegnikus en ek het in Colorado State Universiteit in Amerika perdereproduksie geswat, wat as 'n beurs aan my toegeken was deur die stryd om Arabieperd te doen. Ek wil sommer net vir hulle ook sê dankie vir die geleentheid. En dan is ek by DAF geregistreer as 'n embryo transferer, wat basies onder die Animal Improvement Act geregistreer is. As ek nie besig is met perdereproduksie werk nie, dan maak ek seker ons veeartse is almal gelukkig en funksioneer optimaal. Ek is ook verantwoordelik vir die kliënteverhoudinge, waar ek seker maak kommunikasie en kwaliteitsdiens is van uitmuntende gehalte. Nou, ek kan nie glo dat ons nog nie ons eregas voorgestel het nie, so wie staan hier by ons? Hier by ons staan Tiaan van Dorendraai. Hy is ook een van die filletjies wat ons hier gedoen het deur kunsmatige inseminasie, en hy staan 11 jaar oud. Goed, vertel ons net so 'n bietjie meer van perdereproduksie. Also, perdereproduksie kan in 3 hoofelemente verdeel word. Eerstens kunsmatige inseminasie en dan ook estrus monitering van merries. Dan kry ons hingste wat ons saad mee kollekteer, evalueer en prosesseer en ook dan semenbevriesing. En dan het ons ook embryo-oorplantings waar ons embryo's van 'n skenkermerrie oorplant in 'n surrogaatmerrie of 'n draermerrie dan nou, wat dan geboorte kan gee aan topgenetiese materiaal. Kunsmatige inseminasie. Wanneer is dit nodig en wat presies behels die proses? So kunsmatige inseminasie is basies nodig wanneer merries nie natuurlik kan dragtig word nie of wanneer daar fertiliteitsprobleme is. Dit kan ook wees dat baie keer is die hings in 'n ander provinsie en dan moet daar saad gekollekteer word en opgevlieg word na ons om die merrie te kan insemineer. Die meerderheid van diere wat gebruik word vir kunsmatige inseminasie, hingste en merries, is ongelooflike waardevolle diere met topgenetika. So die eienaars moet ook hulle absolute beste probeer om die perde te beskerm teen moontlike beserings wat kan plaasvind gedurende natuurlike dekkings. Nou, embryo-oorplantings klink nogal na 'n ingewikkelde proses. Wat dit basies betref is dat 'n skenkermerrie word sy embryo word oorgeplant in 'n draermerrie se baarmoeder nadat fertilisasie reeds plaasgevind het. Hoe dit basies bewerkstellig word is dat die merrie wat die skenker is van die embryo, omtrent so 7 tot 8 dae na ovulasie word hulle geflash met 'n steriele vloeistof. Nadat die proses gedoen is, dan soek ons vir die embryo onder die mikroskoop. As ons die embryo gekry het, dan word die embryo gewas met 'n spesiale medium en dan word die embryo oorgeplant in 'n surrogaatmerrie se baarmoeder wat nou na die dragtigheid gaan deursien. Sjoe, dit klink vir my omtrent na 'n ingewikkelde, maar interessante proses. Watter faktore sou jy sê speel 'n rol wanneer dit kom by die suksespersentasie van so 'n oorplanting? Also ek sou sê definitief die tydsbeplanning. Dit is baie belangrik dat mens moet weet wanneer die merrie wat die skenker is en ook die moontlike surrogaatmerries ovuleer. So tydberekening is baie belangrik. En dan sal ek ook sê die kwaliteit van die saad is baie belangrik om konsepsie te laat plaasvind. Nou, hoeveel perdefilletjies sou jy sê kan jy jou perdekinders noem na aanleiding van jou betrokkenheid in hulle geboorteproses? Elsa, dis eintlik 'n moeilike vraag om te antwoord, maar ek het in 2015 teruggekom van Colorado State Universiteit af, so dis 'n goeie 11 jaar gelede. En ek dink ons doen so on average doen ons omtrent so tussen 50 en 120 filletjies per seisoen. Sure. So ek dink is veilig om te sê dat daar naby 1000 filletjies tans op hierdie areas wat ek my perdekinders kan noem. Watter raad het jy vir iemand wat waarskynlik dieselfde loopbaanrigting wou volg? So ek dink ek was baie bevoorreg geweest om Colorado State toe te kan gaan en daar te gaan swat. Dis 'n baie duur proses en ek dink nie daar's regtig 'n universiteit wat spesifiek perdereproduksie kan doen in Suid-Afrika nie. So ek sou definitief sê as dit 'n liefde en 'n voorspoed is vir jou, die beste is om eers te gaan swat en eers ten minste 'n parawet graad te gaan doen as jy nie self veearts en hy gaan swat nie. En dan moet jy seker maak jy kom by die regte instansie wat vir jou die ordentlike opleiding kan gee en in detail kan leer sodat jy kan suksesvol wees met dit. En dan, soos enigiets in die lewe, hoe meer jy dit oefen en hoe meer betrokke jy daar is en as jy passie byvoeg, dan dink ek is dit 'n suksesresep.
Reina, baie dankie. Dit was nou 'n baie interessante kuiertjie vandag. Baie dankie Elsa, dit is so lekker om julle hier te hê en ons sien julle dan volgende week. Nou ja, volgende week loer ons weer in by die praktyk, maar onthou om Olympus 24-hour web te besoek vir meer inligting. Om 'n nuwe leiersposisie te beklee klink opwindend, maar wat gebeur as die span wat jy erf nie heeltemal werk soos wat dit moet nie? Ek gesels nou met die talent- en kultuurstrateeg Anja van Beek oor praktiese stappe om 'n sukkelende span te help om weer momentum te bou. Dit is so voorreg om met jou te kan gesels en ek dink is 'n baie belangrike onderwerp. Baie dankie dat jy vanoggend hier is. Dankie vir die uitnodiging, Elsa. Dit is sommer lekker om saam met jou te gesels. Nou Anja, baie mense stap in nuwe rolle in, jy weet, en erf dan miskien 'n span soos wat ek nou gesê het wat nie noodwendig so lekker funksioneer nie. Hoe algemeen is so 'n situasie? Hoe gereeld kry jy daarmee te doen? Ek kry baie daarmee te doen. Ek dink ek sien dit gereeld met die kliënte wat ek werk, wat hulle opgewonde is. Hulle is nou aangestel in hierdie bestuurdersrol, maar die mense wat saam met hulle werk of die span, soos jy sê wat hulle geërf het, is nie die span wat hulle self sou gekies het nie. So dis baie algemeen, veral as jy 'n aanstelling kry binne 'n maatskappy wat jy kan ek maar sê skuif van een afdeling na 'n ander afdeling toe, is dit nogals die realiteit. Goed, so wat is die grootste fout wat nuwe leiers dan maak wanneer hulle probeer om so 'n span reg te ruk? Die grootste fout, Elsa, is dat hulle inkom en hulle dink hulle moet oornag amper daai held wees wat alles regmaak. En ek dink jy moet amper jou gedagtes rondom dit verander om te sê, weet jy wat, ek is nie hier om hulle reg te ruk nie. Dit is 'n proses waar ek net baie intentioneel moet wees oor hoe help ek hulle om suksesvol te wees. Want as jy kyk na daai groep mense met wie jy werk, dan moet potensiaal wees. Dit mag wees dat ons dit nie op die oomblik raak sien nie, as jy kyk na hulle werk, maar dit is die ding, moet dit nie oornag probeer regryk nie, maar wees baie intentioneel oor hoe help ek hulle om dan suksesvol te wees. Nou jy verwys na die sogenaamde goud in 'n span en die feit dat 'n mens dit eers moet raak sien. So hoe doen 'n mens dit prakties? Ja, so ek dink as jy gaan kyk na sien die goud in die span, wil ek hê jy moet dink aan met elke individu met wie jy praat. Belangrik om 1-tot-1 gesprekke met hulle te hê en te gaan kyk, maar wat doen daai persoon goed? Wat is dit wat uitstaan? Wat kan ek raak sien wat ek op 'n ander manier kan aanwend of wat ek net kan sê vir hierdie deel van die werk wil ek hê jy moet daarop fokus. Hoe belangrik is dit om duidelike doelwitte en 'n visie vir 'n span te skep? So dit gaan nie net oor die duidelikheid daarvan nie, maar dit gaan ook oor die meetbaarheid daarvan. Want as ons nou met 'n span werk en ons vertel vir hulle wat is die visie, is dit een ding, maar om dit dan af te breek in meetbare doelwitte, want ek dink as ons praat van momentum, om daai span momentum te gee, as jy sien hulle bereik hulle doelwitte, gee dit vir hulle so 'n bietjie trots en hulle so 'n bietjie, ja, ek sê altyd, wees baie doelbewus om sukses te ontwerp en vir hulle te kan sê, einde van die week, kyk wat het ons reg gekry. Ons kan dit celebrate. Maar hoe lank neem dit, wanneer 'n mens realisties na so 'n kwessie kyk, hoe lank neem dit om so 'n span reg te ruk? Dis 'n moeilike vraag, want ek dink nie daar's 'n spesifieke tyd wat ons daaraan kan koppel nie, maar wat ek wel kan beamoen is dat dit tyd vat. Hulle sê dat wanneer ons 'n verandering kommunikeer, moet ons ten minste 8 keer oor dieselfde onderwerp praat. So jy kan nou dink, as ons nuwe doelwitte stel, as ons nuwe verhoudinge probeer bou en mense in die besigheid te beïnvloed, selfs met jou span, 8 keer kommunikeer oor dieselfde boodskap. So dit vat tyd. En ek dink mens moet geduldig wees, maar wel vir hulle uitwys hoe ons momentum bou en vorder. Anja, wat 'n insiggewende gesprek. Baie dankie dat jy vanoggend met ons hieroor kom gesels het. Hoopelik gesels ons weer in die toekoms. Dankie, Elsa. Goed, nou bly net waar jy is, want net hierna draf ons oor na die atletiekbaan. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou om ons op sosiale media te gaan volg om op hoogte van sake, sommer ook hier agter die skerms te bly. En dan kan jy natuurlik ook 'n draai gaan maak op ons YouTube kanaal indien jy enige van hierdie interessante en insiggewende gesprekke misgeloop het. Ons is nou weer terug.